Ek het 'n boodskap op my hart vandag en dit het alles begin vanoggend toe ek op een van die Facebook groepe gesien het. Die mamma vra oor of die goed wat hulle kyk, dit voel nie reg nie. Die goed wat hulle vir die kinders op die TV wys, sy wil weet by die Christene en by die nie-Christene, wat is hulle opinies daaroor. En dit het my nou nogal diep getref, want daar is soveel van die mammas wat net gesê het, dood eenvoudig, wel, as 'n mens die duiwel in goed wil raak sien, dan gaan jy dit raak sien. En dat, obviously God is in beheer, maar hulle besef nie wat die duiwel regtig mee besig is nie. Hulle besef nie dat die duiwel uit is om ons gesinne en ons families te verwoes nie. As ek kan aanhaal hierso, en julle moet my nou maar vergewe, omdat ek nie die goed uit my kop uit ken nie, maar Ephesians 6, verse 12. For we don't wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, and against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Dit is alles die devil se allies. Hy gebruik die secular musiek, hy gebruik die programme, en ons is nou al so gekondisioneer van dat ons klein is. As ek vat wat het ons gekyk toe ons klein was, Johnny Bravo en Courage the Cowardly Dog en you name it. Ons is so gekondisioneer om nie meer te worry oor hierdie tipe goed nie. Jy sien dit en dit is net nie iets wat jy mee pla nie. Ek dink dit is tyd dat ons moet begin besef wat besig is om aan te gaan, dat die duiwel agter ons kinders aan is. Die duiwel haat ons families, hy haat ons kinders, hy haat dit as 'n man en 'n vrou lief is vir mekaar in 'n goeie huwelik. Hy kom om te verwoes en hy kom om te lieg en te steel. Dit is waarvoor hy hier is. So, ek weet nie of hulle regtig besef wat se authority het ons in Jesus Christus nie. Hy het authority oor al die hemele en al die aarde. En hy het gesê, soos hierso in Matthew 10:8, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You receive without paying and give without pay. En selfs in Luke 10 vers 19, behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall hurt you. Dis tyd dat ons moet begin besef wie ons is in Jesus Christus en ophou om die leuns van die duiwel te aanvaar en dit self se glo. Ons het in vandag se tyd nog dieselfde gees wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Ons het vandag nog dieselfde gees wat Lazarus uit die dood uit opgewerk het, wat blindes laat sien het, wat lepers gesond gemaak het. Dis tyd dat ons die authority wat vir ons gegee is, begin gebruik. Ons kinders het ons nou meer as ooit nodig. As ek kyk na wat is trending op Prime, op Netflix, gaan kyk bietjie wat is die nommer 1 flieks in Suid-Afrika. Ek dink nommer 1 en nommer 2 is Harry Potter en die lys gaan aan. Dit maak my siek om te dink dat hierdie goeders in ons Christelike huishoudings gewys word vir die kinders en ons bly deure oopmaak. Is tyd om daai deure toe te maak om ons autoriteit te gebruik en die enemy te begin beklei. Ek het 'n goeie ding gehoor vandag wat hulle sê om dit te verduidelik is soos 'n polisieman. Die polisieman is training gegee, hy is klere gegee, hy is bulletproof vest gegee, hy is authority gegee en dit hang af of die polisieman sy authority gebruik of die enemy nog steeds daar buite, die lawlessness, of dit enigstens gaan verander, hang van die polisieman af. Nou, ons is polismans in Jesus Christus naam, en ons is authority gegee om hierdie tipe dinge aan te vat, en dit nie te bid vir die Here en te vra, Here asseblief vat dit weg nie, want hy definitief en duidelik vir ons gesê, dit is ons werk om die demons uit te cast en om vir die berg te sê, spring in die see. Hy het nie gesê bid vir my en vra my om dit te doen nie. Hy het ons die authority gegee om dit te doen en ek dink net ons moet vandag daar op ons authority staan.